Dis ons altyd 'n ding met 'n batterye en so aan. Gereeld, veral met hierdie mikrofoontjies. Maar liewe gemeente, welkom in die huis van die Here. Dit is so lekker om vandag hier saam te kuier en ons so 'n spesiale geleentheid soos hierdie. Liewe gemeente, heilig is die Here. En met dit weet ons dat sy teenwoordigheid hier by elkeen van ons is. Liewe gemeente, net so waar ons sit, kom ons word bewus van die Here se teenwoordigheid met Lied 1:5-9. Voor ons begin, ons het ongelukkig nie vandag 'n orgelis nie. Soos ek aan die ander gesê, eerder veilig wees met die reën en die modder saam. So vandag het ons video's op. Maar ons sing lekker saam met die video's, maar net so sittend, kom ons sing, God is hier teenwoordig. Dankie. Gestuurde van God aan die heilige gemeente van
gaan God vrede wys. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Liewe gemeente, net soos wat Paulus die gemeente gegroet het, wil ek julle ook groet vandag. En ons is toch hier saam vergader om God te eer. Door het God kon sê, gestuurd is van God en heilig is van God. Nou wil ek graag ons kinders allemaal vorentoe roep. Al ons kinders gaan vorentoe kom. Al ons laerskoolkinders, as al hoërskoolkinders is julle ook welkom. Het is so lekker om julle te sien. Kyk hoe mooi lyk julle. Het julle al gehoor van die doop? Weet julle wat 'n doop is? Kijk, nou hierso het ek 'n prentjie, né? So, dit wys nou hoe ons hier by ons kom staan. Hier by ons staan. Kijk, hierdie wys ons hoe ons vandag ook die doop doen. Maar, daar is ook so 'n prentjie van Jesus wat gedoop is. Het julle geweet Jesus is gedoop? Nou, julle gaan vandag sien hoe lyk die doop en hoe bedien ons die doop. En julle gaan so 'n prentjie inkleer daar agter. Kyk, so, gaan mooi verduidelik wat die doop is vandag. Die doop, soms so vinnig, is net om te sê dat ons nou deel is van God se familie. Nee, kyk, ons sweeties, ja, kom ons kry 'n sweetie. Okay, ek gaan nie hier vir julle prentjie gee nie, daar agter in die hoek is daar prentjies vir julle met baie inkleerkryte, en dan gaan julle sommer vir my inkleer, en dan na die diens, dan kom wys julle vir my hoe lyk julle prentjies. Wie vir my kom wys? Okay, mooi. Kom ons kry 'n sweetie. Asai. Asai. Asai, daar so. Asai. Asai. Asai, jy kan weer op die maag gaan sit. Yes, okay. Hy sê, plesier, Quentin, gaan jy nie sweetie kom kry nie? Ai, toch nie. Ok, ek sit jou sweetie hier by papa neer. Ek het gehoor, papa het gesê, hy is ook met kinders, so hy wil ook 'n pink vis hê. So daar is ons vier. Dit is altyd lekker om so saam die kinders saam met die kinders te kan deel in ons, nie ons sakramente nie, maar die diens ook, om kinders lief te hê, om lewe te hê, om te sê, maar dis toch ons toekoms. Ons wil ook ons kinders lief van God, en hoekom ons ook doen. En dis presies wat ons vandag gaan hoor ook. So mag ons dit oordra aan die volgende generasie. Liewe gemeente, so 'n paar afkondigings ook. Goed, ek wil hier so eers by die verjaarsdag stop, voor ek dit dan weer vergeet. Die 14de, Manus van Sail. Manus hierso vandag? Nee. As jy hom sien vandag, sê vir hom geluk. 15 Julie, in die Geesie Lou. Nou toe dan nie. 16 Julie, Frans Vlok. Is hy hierso? Nee. 17 Julie, oom van Sail van der Merwe. Mooi. En dan ook, Peters van der Merwe, Jock, Safi, hoop ek sê het reg, en dan Karen Wiese. Nou toe, baie geluk julle, mag die Here julle werklik seën, nie net vir die volgende jaar nie, maar die res van julle lewe. Die gemeente, kom ons staan en dan sing ons saam lied 200, die goedheid weer, kan ons nie plan nie, maar kom ons staan en dan sing ons het sommer uit volle bors uit, maar ons die Here loof en prys. Van de
eers ook net so 'n stukkie vir ons lees. Ons gaan nie nou die gewone formaat hê van die diens waar ons die wet deurgaan, die skuldbelydenis. Ons gaan eerder iets anders doen. En hier het die handleiding van die erediens. En ek wil graag ook hieruit lees, waartoe verplig die doop ons? Kom ek lees vir ons. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons geskenk het deur die genade verbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos hulle groot word oor die betekenis en eise van die genadeverbond in te lig. 'n Voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan. Hulle op te roep tot die toeëiening van God se belofte en hulle tot deelname aan die nagmaal te begin. Nou liewe gemeente, hierdie is nie net ons doopouers se verantwoordelikheid nie. Dis ons verantwoordelikheid as geloofsgemeenskap. Want ons kyk na mekaar en ons jonger generasies kyk na ons ouer generasies en sê maar daai kan ek wees 'n mentor vir my wees. Daai persoon kan ek vertrou. Daai persoon wys vir my. Nie net praat nie, maar in hulle doen en late wie God is. En wat God van my ook vra. Wat God vir my ook gee, die genade. Julle sien, ons is te geneig om baie keer, ons moet so en ons moet so. Half, ek wil sê, wetties na goeders te kyk. Maar, hoeveel keer leef ons die genade wat God vir ons gegee het? Hoeveel keer leef ons die liefde wat God aan ons geskenk het uit? Om God se wette volg is nie verkeerd nie. Ons moet dit doen. En ons moet die volgende generasie daarin lei. Maar tog moet ons ook as vrygemaakte mense kan leef. As mense wat genade ontvang het, leef en sigbaar wees in ons elke dag se lewe. En partykeer sluk die samelewing ons 'n bietjie in. Partykeer sluk die gejaag van hierdie wêreld ons 'n bietjie in. En dan vergeet ons dat ons eintlik vrygemaak is deur Christus. En dat ons deel is van 'n groter prent. Dat ons deel is van 'n groter familie en 'n groter liggaam. En dat ons ook deel is en onder die verbond staan. Liewe gemeente, mag ons dit weer opnuut besef vandag. Ek het vir ons in die genade verkondiging ingesit nie. Maar ek het vir ons 'n lied 292, my enigste troos ingesit. Want tog is dit ons troos. Ons bely dit, die katekismes bely dit. En is dit nie meer as genoeg genade dat ons die wete het dat Christus vir ons gestaan het, dat ons ook onder haar verbond staan. Ons enigste troos. Liewe gemeente, kom ons staan en dan sing ons lied 292, my enigste troos. Is my
Gemeente, dit is ons 'n bietjie anders gewerk. Ek het met die doopouers en Vila se ouers, Madeleine is ook 'n bietjie gesels. Ons gaan eers die diens doen en dan die doop. Maar daar's 'n rede ook daarvoor. Alles wat ons vandag in die diens gaan hoor, gaan net so bevestig word. Of eintlik wil sê oploop tot die doop. Want alles wat in die diens gesê gaan word, haak so mooi aan vir die doop. Liewe gemeente, kom ons sluit in en bid ons saam vir ons die doop. Here God, baie dankie dat ons vandag hier kan staan. Here, hier kan sit en kan sien hoe iemand in U verbond en deel word van U verbond. Here God, hoe iemand deel word van hierdie familie. Here God, hier waar ons U woord gaan open, help ons om te sien hoe ons elke rede het om U te loof en prys. Here, hoe ons ook vir ons kinders is, erfgename is, gered is. Here God, open die woord vir ons, nie net fisies nie, maar in ons harte. Laat dit wortel skiet, Here, sodat dit kan groei en vrug kan dra. Here, spreek aan die dienaars luister. Amen. Liewe gemeente, ons teksgedeelte vandag is Efesiërs 1 vers 3 tot 14. Nou ek het net klaar Efesiërs 1 vers 1 tot 3 gelees. Maar kom ons hoor wat sê die res van die teks. Ek het dit ook op die bord vir ons. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. Nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goed gedink het, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons in die geliefde begenadig het. In hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergifnis van die oortredings uit die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. Hy het die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, soos hy dit goed gedink het en in Christus voorgeneem het, om die volheid van die tye te bestuur en om alle dinge, die dinge in die hemel en die dinge op die aarde, onder een hoof in Christus saam te bring. In hom is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem volgens die voorneme van die een wat die alles volgens sy raad en wil wat gebeur. Sodat ons wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, kan bestaan tot lof van sy heerlikheid. In hom is julle, toe julle die woord van die waarheid en die evangelie van julle verlossing gehoor het en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Die Gees is die waarborg van ons erfenis om ons los te koop as God se eiendom, tot lof van sy heerlikheid. Nou, liewe gemeente, soos Paulus hierdie brief aan die Efese begin neerpen het, reflekteer hy op die diepte van die evangelie. So gee hy ook waarhede deur van God se soewereiniteit en genade waarvan hy self ervaring het. Hy begin om die brief deur homself, hy begin hierdie brief deur homself te identifiseer as 'n skrywer. Paulus, die apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, maar die manier hoe hy die gemeente aanspreek, dra nog meer betekenis en diepte. Wanneer hy
hulle aanspreek, gebruik hy terme soos heilig en gelowiges. Nou volgens sekere kommentare op hierdie stuk beteken die woord heiliges in hierdie konteks enige iemand wat uitverkies is en apart gestel is. Ons is heiliges. Elke gelowige, elke Christen wat werklik glo is 'n heilige. En elke heilige is 'n ware gelowige. Net soos elke ware gelowige ook apart gestel van hierdie sondige wêreld, waarin ons ook onsself bevind. So elke gelowige behoort aan God en nie aan hierdie wêreld nie. Wanneer ons aan God behoort en deur Christus nuut gemaak is, dan het ons 'n nuwe natuur, ons het nuwe realiteite en ons het nuwe agendas. Die Efesiërs, wat ook deel van God se uitverkiesde mense was, is ook apart gestel. Maar vandat hulle tot geloof gekom het, tot waar Paulus hierdie brief vir hulle geskryf het, kan hy sien hoe hulle gegroei het in hulle geloof, hoe hulle gegroei het in hulle vertroue op God. Met hierdie eerste paar verse, waar Paulus aan hulle nou groet en reflekteer hy nie net wie hulle is nie, maar die waarhede wat ons ook so baie keer miskyk. Dit is deur God se genade alleen en deur geloof alleen wat elke gelowige geïnkorporeer word in Christus. Met ander woorde, gebind word aan Christus in een geestelike liggaam, sodat dit wat waar is van Christus ook waar kan wees van ons as sy volgelinge. Met hierdie eerste paar verse waar Paulus hulle groet en of sy teks begin, of eintlik sy brief begin hy oor 'n reeks aanbiddingswoorde, lof en pryswoorde. Hy begin dit aan die gang sit. Met ander woorde, om prys te bring aan God, maar nie net God, of ek wil sê net een deel van God nie. Hierdie stuk bring lof en prys aan elke liewe persoon in die Triniteit. Aan God die Vader, Jesus Christus die Seun en aan die Heilige Gees. Die Vader het ons uitverkies om aangeneem te word as kinders deur Jesus Christus. Hy het dit volgens sy wil gedoen, deur genade wat vrylik aan ons, sy geliefde kinders, geskenk is. Deur die Seun het hy ons erfgename gemaak, wat ons ook volgens God se wil geroep is, sodat ons 'n nuwe hoop kan hê. En dan ook deur die Heilige Gees wat ons seël is. Wat ons waarborg is van die belofte wat gemaak is en vir ons die weg wys na die verlossing wat ons kry wanneer ons in God se besit is. Mens kan eintlik die opgewondenheid, die entoesiasme, die passie in Paulus se brief hoor en hoe al sy aandag opwaarts gefokus is. Terwyl hy dan ook die Triniteit prys. Die drie enige God loof en prys. Nou, daar's soveel redes. God het soveel aan ons geskenk dat ons absoluut soveel redes het om te kan loof en prys. En volgens 'n kommentaar oor hierdie stuk het Paulus 10 punte uitgewys hoekom ons God kan loof en prys. Nou, julle gemeente, ek gaan nie by elkeen stilhou nie. Ons het nie vandag die tyd daarvoor nie, alhoewel ons baie graag wil. Maar ek kan so
stilhou oor so 'n paar van hulle. Die eerste punt waarby ek wil stilhou is punt 2, wat in vers 4 gekry kan word. Ons kan God loof en prys, omdat hy ons gekies het. Paulus sê dat God ons gekies het in Jesus Christus, nog voor die grondlegging van die wêreld. Nog voordat enigiets bestaan het, was ons aan God se gedagtes. Voor die skepping, voor Adam en Eva, voor die val van die mensdom, en definitief nog voordat ek en jy ons eerste asem gehaal het. Elke gelowige is uitverkies, en ons so ook heilig en onberispelik kan wees voor God. Wanneer laas het ons regtig net elke oor gesit en gesê, sjoe, ons is gekies, en daarom kan ons absoluut God loof en prys. Nie vir wat ons kry nie, maar net omdat ons gekies is deur God. Paulus se doel met hierdie punt is nie net om ons bewus te maak van die feit dat ons gekies is nie, maar dat ons op so 'n wyse sal leef en hierdie geloofspad sal loop, dat ons die roeping wat daarmee saamkom, sal eer. Die feit dat ons gekies is, gaan nie maak dat ons arrogant raak en spoggerig raak nie, maar dit moet eerder lei dat ons nederig sal leef. Iets wat vir ons mensdom baie moeilik is. Om goed te wees, om heilig te wees en aanneemlik voor God te leef. Daarmee sê ek nie ons kan die foute maak nie. Maar hoe ons dan na God toe gaan met daai foute, is wat die verskil maak. Net so gaan ons ook eendag vir Lila, eendag nie nou, vir Lila, 'n voorbeeld wees hiervan. Sodat sy eendag, wanneer sy self daar staan, kan sê, ek het soveel mense gehad, wat my gehelp het om God raak te sien. Ek wil graag stilstaan by Paulus se derde punt, wat aanhaak by die tweede punt. Ons kan God loof en prys, omdat hy ons aangeneem het, as kinders deur Jesus Christus. En hierdie feit, of hierdie stukkie kan ons in vers 5 kry. Onthou, God kom ontmoet mense net waar hulle is. En in Paulus se samelewing, in die konteks waarin hy was, is daar seker iemand wat hy in ag geneem het. En volgens kommentare het aangeneemde kinders wat onder Romeinse wetgewing gestaan het, en burgers wat onder Romeinse wetgewing gestaan het, dieselfde voordele geniet as bloedkinders. Net so dan nou is ons as gelowiges, wat deur God aangeneem is, ook dan nou net so waardig. Daar word nie onderskeid getref tussen kinders nie. En net so word die genade uitgebrei na elke liewe gelowige wat deel is van hierdie huishouding van God. Net so is Lila saam met elke ander gelowige in hierdie familie aangeneem. En is daar geen onderskeid tussen haar en enige ander gelowige nie. Verder wil ek stilstaan by Paulus se 8ste punt. Stiep so bietjie. En hierdie punt kan ons in vers 11 kry. Ons kan God loof en prys vir die ewige erfenis wat vir ons in hom gegee is. Deur hom gegee is. Hierdie erfenis is gegrond in die feit dat ons gekies is. Nie net vir sonder, maar volgens sy wil gekies is. Ons erf nie net die versoening en die vergifnis en die redding nie, maar as gelowiges het ons die ewige
hoort hierdie erfenis ook nou aan Lila. En moet sy eendag self die besluit neem om dit vir haarself aan te neem. Maar dit is haarne. Net soos dit vir elkeen van ons ook bedoel. Maar ons moet sê, Here, ek wil dit aanneem. Maar my lewe moet ook lyk soos die van iemand wat die erfenis aangeneem het. Vroeger het ek gesê dat ons geseël is. Nou, hier kom Paulus in 9de punt in. In antieke tye het slawe 'n tou om hulle nek gedra met 'n kleitablet op. Hierdie kleitablet het die eienaar se simbool opgehaal. Om te sê dat hierdie persoon behoort aan iemand. So met ander woorde, hy het die eienaar se seël gedra. Die seël was die eienaar se simbool. En mense het gewoonlik geweet wie hierdie eienaar is. As hulle die simbool gesien het. Aan wie hierdie persoon behoort het. Nou, volgens kommentare beteken die woord seël iets wat vasgemaak is. Om iets te eien, te bevestig as jou eie. En die seël self was die eienaarskap, of wys eienaarskap aan, soos ek nou vroeër gesê het. Net soos die doop 'n lewende seël op elkeen van ons. Iets wat elke dag geleef moet word, om eer te bring aan die persoon wie se seël ons dra. Die Heilige Gees is die seël van God. Sy onversetlike getrouheid aan elkeen van sy kinders. Net so gaan die seël ook nou op Lila geplaas word. As teken dat sy aan God behoort. Madeleine Teenis as haar ouers, oumas en oupas, ooms en tannies, ons as haar geloofsgemeenskap, gaan vir haar 'n voorbeeld wees van hoe ons geseël is met die Heilige Gees. Gaan 'n voorbeeld wees van haar, hoe sy haar doop moet leef. Om elke dag op so 'n wyse te leef, dat ander kan sien dat ons aan God behoort. En dan ook elke dag God te loof en prys. Loof en prys is nie net Sondag op diens waar ons sing, aanbiddingsmusiek speel. Hoe ons God loof en prys, is hoe ons elke oomblik van ons lewe leef. Wanneer ons boer, wanneer ons kuns doen, wanneer ons ouers is, elke oomblik hoe ons leef, is loof en aanbidding aan God. Ek gaan nou vra dat Teenis en Madeleine asseblief vorentoe kom. Ek wil graag vir ons 'n stukkie lees. Die betekenis van die doop. God het in die Ou Testament alle ooreenkomste met Abraham aangegaan. Ons noem dit die verbond. Die verbond kan vergelyk word met die testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. Sien julle nou, beskakel die teks in by vandag se doop. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is. Dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Die betekenis van die doop kan maklik
verkeerd verstaan. Dit is nie 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander onderhou nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word. Dit is ook nie die geleentheid waar 'n kind hulle naam kry nie. Dit gaan by die dood oor God wat hom met sy liefde aan ons verbind. En Madeleine, teen is ons het lekker gesels as weer en jy het vir my mooi geskryf oor Bybel ook as die dood sien en hoe jy self ook vir die wil groot maak met die dood en die en voor die dan kom, gaan ek vir eers 'n paar vrae vra. Ek wil vir julle vra, bely jy dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld ingekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nog tans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as 'n woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos die belydenisskrifte dit verwoord as die ware en volkome leer van die verlossing. Beloof julle om hierdie kind vir Lila in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Nou gaan ek vra, kan allemaal asseblief vir Lila voorbring?
En daarom, liewe gemeente, gaan ons nou die seën, lied 268, laat weer die seën oor hulle daal, oor hulle sing. Hy gaan 2 keer speel, gemeente. En as jy dit in jou hart voel, is jy meer as welkom om jou hand ook uit te steek. Te sê, liewe Here, seën hierdie familie. Laat hierdie seën op jou, liefdes uit Sion alles staan, wat beveel dit geschied. Laat hierdie seën laat hierdie seën op almal, ieders uit Sion alles staan, wat beveel dit geschied. Liewe gemeente, ek wil eers saam met Madeleine teen as hier so staan en 'n gebed vir hulle doen. Kom ons bid. Here God, baie dankie vir ouers, Here wat so graag die voorbeeld wil volg en 'n voorbeeld van die kinders wil wees. Here, mag Lila werklik besef wie sy is, dat sy nie net haar ouers se kind is, maar ook kind van die almagtige God is. Here, mag sy haar lewe lang u seël om haar dra. Here, mag haar ouers, Madeleine en Clemens, vir haar wys hoe dit lyk om my seël te dra. En mag ander mense haar uitken as 'n kind van u. Here, mag elkeen van ons ook besef in wie ons identiteit lê. Here, dat ons identiteit in u lê en nie hierdie wêreld nie, Here. Want Here, ons almal is apart gestel en uitgekies. Here, seën die gesin in u naam. Amen. Liewe gemeente, hoe spesiaal is dit? Mag ons werklik besef, opnuut besef, dat ons almal deel is in die groot liggaam van Christus. Liewe gemeente, ek gee nou geleentheid vir die dankwoorders.
Liewe gemeente, kom ons bid saam. Here God, baie dankie dat U so ryklik aan ons gee en skenk, Here, sodat ons weer kan teruggee ook, Here. Mag ons as Relewys gemeente dit gebruik, hierdie offergawes, dankoffergawes gebruik, Here, om U koninkryk hier op aarde op te bou. Maar Here, daarmee wil ons ook dankie sê. Dankie vir alles wat U so aan ons, oorvloedig aan ons skenk, elke liewe dag. Here, dankie vir die reën daar buite en die oorvloed wat daarmee saamkom. Here God, dankie dat U vir ons sorg. Here, mag ons nooit bekommer wees oor hoe U ons sal voorsien. In U naam alleen. Amen. Liewe gemeente, ons gaan nou staan vir lied 602, ek sien 'n nuwe hemel. Maar voor ons begin met die lied. Ek het hierdie lied ingesit, juist sodat ons kan besef dat hierdie is nie die einde nie. Hierdie is net die begin. Daar wag nog soveel meer vir ons. En julle, ek kan nie wag vir die dag dat Christus gaan terugkom en ons almal kom haal. Liewe gemeente, dan bel ons moet staan vir die seën en dan sluit ons af met die sanglie. Kom ons staan.
ons ook uitgaan en ons doop gaan leef. Lekker weer.